Almal is baie bedrywig, want vandag moet ons die plek gaan soek om die bouma te bou. Brandstof word in die helikopter gegooi en Dirk is besig met 'n voorvluginspeksie om seker te maak dat alles met die helikopter veilig is. Johan vertrek met die Land Cruiser op die pad, terwyl die ander manne sal volg met die helikopter om observasie uit die lug te doen. Ja, ek hoor jou. Nog een Gideon wat praat. Nee, Gideon is die ander radio. Daai radio is nie so lekker nie, maar ek het nou die ene wat die spaar een, lyk my hy werk alright. Ok, Dirk, Nou, al van die groot pad af, op pad na daai riviertjie toe, of nog nie? ons is nog op die pad om Hoekkamp toe, ons het nog nie afgedraai nie, hoor. Ek sal vir jou sê, so gauw soos ek afdraai aan die ander pad, hoor. Maar is die pad wat julle ry ook swak? Man, hy is redelijk, Dirk, hy is nie so goed nie, maar hy is redelijk. Ja, maar goed, ons gaan nou op en as ek met jou praat as ons op is. sien, dis olifantspore hierdie. Daarso is groot een, hier's ene, hierso, hierdie ouetjie geloop. Ja, hier was groot meneere gewees hierso. Dis natuurlik toe dit nat was hierso. Hier's ietsie wat kleiner is wat hier deur gegaan het. Miskien 'n klein olifantjie. So 'n bietjie kleiner hierso. Hier by die ma en die kind.
Nou hoop ons net daai man spoor die voertuig op, want ons is nou hier in die middel van nêrens. En dis leeu's en olifante, kokkerotte. Wat sê Johan? Wat sê Johan? Nee, hy sê hy gaan nou aan so ver as wat hy kan gaan. So hy kan nog Dan sal hy ons roep. eentjie aangaan met die pad Ja, hy's swak, hy's sleg die pad, maar hy sê hy sal nog kan aangaan. Sodra hy nou op 'n punt kom waar hy nie meer kan aangaan en dan roep hy ons, dan versoek ons 'n sitplek daar naby. Alright, en net jy vir hom beduie nou, ons het 'n bietjie spasie nodig Ek het met die vir hom winde en al daai goed. Dit is baie moeilik. Ja, hy sê die wind warrel vreeslik. Hy sê Maar dan dan- sy suid en dan sy noord en dan sy Maar onthou dat jy kies altyd die grootste warrel. As hy meer van oos warrel, dan is dit die een wat ek soek Ja, daai. nee, sal hy sê Maar hierdie is 'n sterk wind. Jy sien dit, Ja. dit sê nie dit warrel nie. Hierdie wind as ek hom op my agterend kry en ek is hoog, dan gat ek grond toe. Maar Jannie, jy moet daai kamera maar reghou jong, want as hier 'n leeu of 'n ding uitspring, wil ons dit graag op film hê. Ons sal gou in die chopper klim, maar ons sal vir jou die deur oophou, maar nie vir ewig. As jy wys hoe my ding daar te parkeer, moet jy maar skreeu. Ja, my maat, jy moet weet hierdie ding het ook sy limitasies, ou maat. Hierdie bome is so hoog, soos daar waar jy eerste gestaan het. Vir my om daarso op daai hoogte tot stilstand te kom en dan stadig af te sak, dis seker amper 60, 70 voet. Die perd is moeg, hy kan net nie daai punch vat nie. Dis hoekom ek moet kan neerdaal in 'n oopte sodat ek gou-gou kan net bo kan die grond kom. Dan het ek weer genoeg krag, soos hierso waar jy gesien het waar ek nou was. En asseblief Johan, die wind is kritiek, hoor. As die wind rond warrel, dan vat jy maar die warrel wat die meeste is. Maar dan staan met jou rug in die wind en dan kan jy soos jy daar gemaak het met jou arms wys, laat die wind nou so in daai rigting waai. Maar moenie stof opgooi vir my nie, ek kan dit glad nie sien nie, hè. Die beste is jy moet staan met jou rug in die wind wat die meeste waai. Want dis baie kritiek vir my, hè. Ja, okay, Dirk, ek dink ons het daai bome se hoogte onderskat vir die chopper. Dit het sommer so gelyk toe ons uitklim. Jy sien ek hier daar bo vlieg, dis hel hoog, maar ons sal beter plek kies volgende keer. Dis net ons het julle gesien, dis ons is baie bly ons het julle gekry. Maar bly maar eers tot ons nou taamlik end is. Die bome word lyk my 'n bietjie plat aan die ander kant. Kyk, alles is in verhouding met gewig, nê. Ek meen ek is nou nogal swaar, nê. Ek het 2 uur se brandstof aan. As ek 'n half vrag gehad het, kon ek daar geland het. Maar ek is nou bietjie swaar, jy weet, en 'n ou moet maar dan bietjie oop spasie hê. Ja, okay, die bome word al kleiner hierso waar ons nou is. Ons sal jou nou roep om op te styg, maar wag maar eers daar. Alright, ons staan by. môre van die bome gewoond raak. Dat ons nie baie bome sien wat afgebreek is deur die olifante. Kyk daar in die Chobe, die hele wêreld lê ontbos. Ja, so hulle is nog, maar jy kyk die spore. Maar hier moes 2 maande gelede was hier water gewees. Ek het daar 'n krab se karkas opgetel. Sonder 'n Ja, maar regtig, ek sou vir julle sê hier is die muskiete daglewend, nie naglewend nie. Hulle sal ons opvreet hierso. Ons moet maar kyk of ons peaceful sleep as Dis van hongerte, Dat van hongerte. van hongerte. Hulle het ook gedept om in die dag op te eet hierso. Hierdie een wat my hier hy het gelooi het, hy het dwars deur my hemp man, hy brand. Ek het gedog as dit 6 of dit. Dis naar, maar dis waar, dit brand. Ja. Nee, hulle looi ons. Nie so ver van daai troppe af nie. Ja, ek dink as jy daar vir ons 'n redelike mooi oop plek kry, jy weet waar 'n ou ook sommer al bietjie kan kyk vir 'n bouma, want as ek so na die ding kyk, dan lyk dit vir my ons moet 'n suidoostelike bouma bek hê. Jy weet, laat 'n ou maar na Kalkol kyk daarso en dan stop ons daar en dan gaan ons daarvan af begin werk en kyk wat ons sien. Okay, Dirk, ek het hierso 'n plek waar jy dan wragtig nie hoë bome het nie, wat baie beter is. Ek dink ons moet maar hier stop en dan kan ons nou maar kyk. Julle moet maar hier rondvlieg om kyk eens waar ons is. Ek dink nie ou moet op te diep dan gaan nie en dan kyk julle of julle hierso witpenstroppe kry hierso suid van ons. Die wind waai ook hierso baie beter. Ja, nee, goed, dan maak ons so. Ons sal dan nou opgaan en dan na jou toe kom. Maar wil jy hê ons moet jou kom oplaai? As julle ons sien en dan kan julle hier land en dan kan julle miskien my oppik en dan kan ons maar saam vlieg. Nee, maar goed. En dan moet jy net onthou, daai koppe is amper op die grens van die wildtuin, hè? Ons moet nie te naby aan daai koppe wees nie, want ek meen daai koppe van daai kop af is dit seker maar omtrent 500-600 meter tot by die grens of 'n kilometer tot by die grens. Jy weet, ou kan liewerster 'n bietjie dis kan die koppe wees om hierdie wat dieper in is te vang.
Ja, dit wil net hoor wat se kop is hierdie voor ons opstyg, hoor. Right, ek wag nog 'n bietjie vir jou. River, ons. Nou met daai, ons is so 1 kilometer hierom op pad. Ek dink daai ander trok moet net suid van daai rivier wees. Ja, jy weet Johan, dan is jy regtig, ons moet nie verder gaan nie, want as ek nou die ding so kyk, is ons nie meer as so 3 km van die grens af nie. Stem saam, ek dink jy moet by hier kom land. Ja, jy moet nou vir ons daar 'n plek soek en dan sal ons daar kom land. Wat sê jy, Dirk? Ja. En dan gaan jy net by daai riviertjie daai loopie. Ja, by die riviertjie? Johan, ek het nie gehoor nie. As jy nou opstyg, ons is net oor daai spruitjie, daai Namandaija River en die koppies. Ons is so 'n kilometer op hierdie ouerige paadjie. So as jy nou na die koppies toe vlieg van daai stroom af, sal jy ons op so oop kol hierso sien. Jy sal ons sommer dadelik sien. Ek sal weer jou inroep, hoor. Hoe lyk die bome daarso? Bome. Laabome. Okay. Nou maar goed, dit klink al beter en beter. Ons is dan nou op pad. Ons maak nou reg, dan kom ons. Daarmee hierso sal selfs albers geniet om te vang. Na veel gesoekery het ons die ideale plek gekry om die bouma te bou en arriveer met die voertuie daar. Dit was in groot rye bosse met 'n pragtige kaal veld daarvoor wat dit vir die helikopter makliker sal maak om die bokke in die bek van die bouma in te jaag. Die terrein was baie rof en ongelyk en moes ons druwe oopkap om met die voertuie te kon deurkom tot waar ons gaan werk. Hier is baie olifante en leeu's in hierdie park en moes ons die bos maar baie versigtig met hulle deel. Uiteindelik het ons op die plek aangekom waar die bouma gebou gaan word en is dit net die ene bedrywighede. Alle toerusting word nou afgelaai en bosse en takke gaan nou gekap word om plek te maak vir die seile wat gespan moet word. Ja, ons is nou hier so 6 km van ons tuiskamp af by die plek waar die manne uitgesoek het om die bouma te bou. So wat ons nou aanvanklik gaan doen is ons gaan net die toerusting hier aflaai. En dan sit ons natuurlik met die probleem van 'n siek vragmotor wat nog nou moet gekyk word. Maar die plek is vol olifantspore hier waar mense loop. Hier is nie 'n tree wat jy kan gee sonder dat jy 'n olifantspoor trap. Ons sal 'n bietjie gespekuleer as om nou hier moet aan die hardloop raak wat 'n boom jy gaan klim. Maar die mopani bome wat rondom ons is, lyk nie of hulle die gewig sal kan vat. So nie sal jy so hoog moet spring voor jy by die eerste mik kom, dat dit waarskynlik te laat sal wees.
Kyk, ons is nou hier op die terrein waar ons die vangkraal gaan bou. Dit lyk nog 'n bietjie wild en woes op die oomblik. Maar die idee is dat ons môreoggend eers ons bene gaan uitsit en oopkap. En dan sal ons begin met die dwars gordyne se plekke. En dan moet ons die drukgange bou. En ek dink ons het 'n baie mooi plek in hierdie Mopani bos. Dis geweldige groot Mopani, baie gerieflik. Ek weet nie wat dink jy daarvan nie? Ja nee, dat is 'n bietjie te groot man. Dat is 'n bietjie te groot. Ja, wel, ek sou vir jou sê, ek het nog nie sulke groot Mopanis 'n bouma gebou nie, maar dit lyk baie gunstig hierso. Ons hoop die wind gaan saamspeel. Dis natuurlik ons probleem, ons gaan ons bouma voor 'n bietjie meer hoeke gee. Minstens 3 trekseile voor, laat ons daarom probeer om met vanaf 'n suidooste tot 'n suidweste wind moet ons maklik kan werk. Anders nie gaan 'n mens dalk weer 'n bouma moet bou as jou wind jou in die steek laat, maar ek glo daarom nie dit sal gebeur hier nie. Die manne sê die wind is altyd in 'n suidoostelike, suidwestelike rigting hier, so ons sal maar sien. Maar andersins lyk dit baie gunstig. Die pad is nie so moeilik nie. Is net jammer, hier is geweldige muskiete, helder oordag. Die goed buite ons terwyl ons hier besig is. Ek weet nie wat gaan ons maak met al die muskiete nie, maar gelukkig is hier nie tsetsevlieg nie. Het jy al 'n tsetsevlieg gesien? Ja, ek het vandag so 3 gekry. Het jy al gesien? Ja. Nee, ek het nog nie eens 'n tsetsevlieg gesien nie. Maar ek dink sover so goed. Ja, ek dink ons gelukkig Ja. om hierdie plek te kry met hierdie openinge. Ja, met hierdie vlei hiervoor. Hierdie vlei waar jy is die ouer die fantasties. diere kan konsentreer voor die bouma. Fantasties. Die vlei hiervoor is net absoluut die Anders ideaal. sou 'n ou nie maklik hier kon gevang het nie. En ek hoop nou net nie die olifante gaan ons bouma plaan nie, want hier is dit ook. absoluut, hier is baie olifante. Dit kan dalk lol, maar ons hou maar duime vas.